Naand almal. Ja, kom ons dra net hierdie aand net aan Jesus op asseblief. Jesus almagtig, dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kan kom sonder enige vervolging, Jesus. Dat ons hier kan eer. Dat ons die voorreg het om hier te kan sit, om te kan hoor van U, wat U op ons harte wil hê. Ek vra dat U elke hart, wat hier is vanaand, sal oopmaak om te ontvang wat U wil deel. Jesus, nie my woorde, nie U woorde, nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. Jesus, U gee vir ons daai keuse, daai vrye keuse, Here, om U woord en U waarheid te ontvang of ons rug te draai daarop. En dis ons vrye keuse, en ek vra dat U vanaand net elke hart sal voorberei, dat U elke oor wat wil hoor, sal laat hoor vanaand. En as mense uitgaan vanaand, Jesus, dat dit in hulle optrede gesien sal word. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Toe Johan Dorfing net nou hier bo kom staan die eerste keer, toe vra hy 'n baie interessante vraag, wat ek actually hier so het by my. Hoekom is ons hier vanaand? En weet, daai is so 'n belangrike vraag, wat ons elkeen vir ons moet vra, hoekom is ek hier vanaand? En ek dink die grootste uitdaging daarmee, is om oop en eerlik met jouself te wees. Hoekom sit jy hier? Hoekom kom jy elke Sondag kerk toe? Hoekom noem jy jouself 'n Christen? Ek dink dit is een van die mees belangrikste vrae wat jy ooit vir jouself in jou lewe kan vra. Want die antwoord daarop gaan jou ewigheidstoekoms bepaal. Dink net vir 'n oomblik aan. Want as ons kyk na Christendom, na ons idee van Christene, hoe lewe ons as Christene? Wat is ons, waarna toe strewe ons elke dag as 'n Christen? Wat is ons roeping om te bereik elke dag? As ons eerlik met onsself is. Ons wil net graag gelukkig wees, né? En selfs gemaklik wees. Dis waartoe ons strewe. Ek wil gelukkig wees. Ons doen alles wat ons kan doen, net om gelukkig te wees. Net so daar nie issues in ons lewe moet wees nie. En as daar 'n issue is, wat doen jy? Onmiddellik gaan jy beplan, hoe kan ek hierdie ding oplos? Hoe kan ek dit uitsorteer? Hoe kan ek sorg dat hierdie issue nie meer in my lewe is nie? Is dit nie tog wat ons doen nie? Maar kom ons gaan kyk gou, wat sê die woord oor waartoe ons moet strewe? Wat ons roeping moet wees. En as ons gaan kyk gou in 1 Korintiërs 1 vers 9. Hoor gou wat sê die woord daaromtrent. God is getrou. Deur wie hulle geroep is. So daar is ons roeping. Hoor gou hierso, waarna is ons geroep? God is getrou deur wie hulle geroep is, tot die gemeenskap met sy seun Jesus Christus, ons se Here. Nie om van jou issues ontslae te raak nie, maar gemeenskap met Jesus Christus. En 1 Johannes 1 gaan vers 9 gaan hy verder, hy sê, hoe daai gemeenskap, daai wandel saam met Jesus, hoe lyk dit? En dan word ons gesê in 1 Johannes 1 vers 9, hy sê, dis om elke gedagte, elke besluit wat jy maak, te onderwerp aan Jesus Christus. Ja. Hallo.
So in jou strewe as Christen, om jou issues op te los, onderwerp jy elke gedagte in daai situasie, elke besluit wat jy maak in daai situasie, onderwerp jy dit aan Jesus voor jy gaan praat, voor jy iets gaan doen? Of reageer jy net en jy gaan sorteer dit uit? Ek sal dit doen. Hoe lyk daai in ons lewe? Klink dit nie bekend oor hoe om ons te werk gaan elke dag nie? As ons gou eerlik met onsself is? Toe jou vrou nou weer iets gedoen het, wat sy nou nie moes gedoen het, voordat jy nou gereageer het jy eers na Jesus te gaan sê, Jesus, help my. Help my, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Het jy dit gedoen? Of het jy net losgetrek en gesê hoe dit moet gebeur? Wat nou hier gaan moet gebeur? En dit geld vir vrouens, dit geld vir ons kinders, vir ons almal vir ons wat hier so sit. So daai manier van Christenskap, soos ons leef, wat is die uiteinde daarvan? Wat is die uiteinde van daai Christenskap? Dis dood. Nou mag jy dink, Jessie, hoe kan ek dit nou sê? Jessie. Wel, die woord sê so, en die woord beaam dit. Ons kan net 'n bietjie daarna kyk. En nie die woord wat dit sê nie, ek het 'n persoonlike ervaring daarvan gehad. Ek is seker almal van julle kan nog 2020, 2021 onthou. Wat het in daai tyd gebeur? COVID. En almal van ons se lewens is geraak in daai tyd op een of ander manier. Ek was een van daai gevalle gewees waar ek was fiks en gesond. Daai prentjie van as jy COVID kry, gaan dit soos 'n ou verkouetjie wees en is oor en verby, né? So 18 September 2021, toe toets ek positief vir COVID. En my woorde daai dag aan my vrou was nog wees, dankie tog. Nou kan ek dit oor en verby kry. Want ons het almal gewag, wanneer is dit my beurt? Wanneer kry ek COVID, né? As jy net 'n snifie in die neus kry, nou gaan ek getoets, het ek COVID. As jy krap in jou keel kry, het ek COVID, dan getoets ek. Ons het heeltyd gewonder, wanneer is dit my beurt? Wanneer kry ek dit? En daai dag toe sê ek vir my vrou, dankie tog. Nou kan ek dit oor en verby kry. Al vir 9 dae het ek beklei by die huis, wat ek regtig gesukkel het, en toe op die 9de aand, toe gaan dit baie erg met my, en ek bel my neef, hy is 'n hematoloog, en ek sê vir hom, neef, hier is fout, en ek verduidelik hom wat aangaan, hy sê vir my, kry jouself onmiddellik nou by die hospitaal, bel die ambulans, en net na 12 toe jaag hulle met my hospitaal toe, en vir so 2 dae het hulle vinnig maar uitsorteer, ek het nooit asemhaal issues gehad of iets, het is maar net erg diarree gewees, en spierpyn, en hulle het opgelos, en toe dog ek, great, nou gaan ek huis toe, en net mooi so 'n uur of wat voor ek huis toe gaan, toe val my suurstofvlakke, en binne 'n uur, toe vat ek die laaste bed in ICU, in die hospitaal. En daar dog ek, maar krisis, wat gaan nou hier aan? Ek nou nie dit sien kom, maar dit gebeur ons met ander mense, nooit met my nie, né? Hallo? Ons lewe altyd asof ons vir ewig gaan lewe in ons kop. So soms as mense die waarheid praat, as Jesus met ons woord deel, nou, okay, Jessie, maar ek sal dit later hanteer, ek sal later in my lewe uitsorteer, want ek gaan nog vir ewig leef, né? En daar is ek in ICU, in die donker vertrek, rondom my net almal mense op ventilators en onder 'n koma, ek is die enigste wakker persoon wat daar lê. En die 3de aand in ICU, so net na 3 die oggend, toe ewe skielik gaan die monitors en die sirenes, die alarms hier af rondom my, jy het soke monitors op jou geplak, voor en agter op jou lyf, so baie, ek meen, jy dink nie daar om 'n wyntjie te los, en dan gaan die alarms af, dis so erg het is. En hier gaan die alarms af, en my suurstofvlakke val, en die susters hardloop na my toe, en in daai proses wat het gebeur, sien ek net hierdie groot trok wat op my afgery kom.
kry ek hierdie visioen van 'n trok wat op my afgery kom met so 'n hoop sand op dit. En ry na my toe en damp hierdie hele groot hoop sand op my neer en ek baklei om onder die hoop sand uit te kom. Hulle is besig om my te probeer stabiliseer daar op die bed en ewe skielik kom ek uit hierdie sand uit. Hulle kry my gestabiliseer en ek haal weer rustig asem en ek dog, o, krisis, wat het nou net hier gebeur? Ek het die prentjie nou sien kom hier. Maar jy lê daar so, jy is so uit asem, maar jy kan amper die arm optel en jy is so depleted met suurstof, magteloos lê jy daar. En 'n paar minute later, toe gaan die alarms net weer af. En die susters kom nou aangehardloop en ek sien net hierdie tweede trok wat op my afgery kom met nog 'n groter hoop sand. En gooi dit op my neer en ek baklei om uit hierdie hoop sand uit te kom en hulle probeer my stabiliseer daar op die bed en eventually kry hulle my gestabiliseer. Hulle gooi my rond soos 'n pop. Gaan hom weer 'n keer net om probeer kry in 'n posisie dat jy weer kan beter begin asemhaal en kry my gestabiliseer en ek kom uit hierdie sand uit en ek lê daar so en hierdie keer toe ek daar lê, toe kry ek hierdie absolute wete oor my dat ek gaan vanaand sterf. En daar is niks wat ek omtrent kan doen nie. Jy lê daar totaal magteloos, maar ek het hierdie volslaa wete net oor jou dat vanaand is my tyd verby. En 'n paar minute later, toe gaan die alarms weer af en my suurstofvlakke daal in die 60s en val dit. Ek onthou die hoofsuster gryp my nog aan die arm, sy sê vir my, meneer Koornhof, ons gaan nie laat dit vanaand gebeur nie, werk saam met my, asseblief, werk saam met my, en ek sien hierdie derde trok op my afgery kom, met een enorme hoop sand en gooi dit op my neer, en ek probeer stoei om uit te kom, hulle probeer my stabiliseer, en die volgende oomblik gaan alles net pikdonker. Die laaste wat ek op die skerm gesien het voor my was 16 minute oor 3 die oggend. En toe hou ek op asemhaal en alles is verby. En hulle stoei om my te stabiliseer, om my terug te kry daarso, later in pomp hulle 60 liter suurstof per minuut in my longe in, om te beheer genoeg suurstof deurkry vir my organe om funksioneer, dat ek weer kan asemhaal en geen sukses nie, hulle kry niks reg nie. En in daai tyd wat dit gebeur, toe dan alles vir my swart en nag geword het, die volgende oomblik, toe is dit net blou lig rondom my. Hulle is nog al besig met my op die bed. En ek sien myself in hierdie glasboks, besig om hier uit te float. En ek besef toe, maar ek is dood, ek het gesterf, my tyd is verby, en ek is nou op pad hemel toe. En ek het besef, maar, dis nie my prentjie wat ek gehad het vir my lewe nie, ek het my vrou en my 2 seentjies by die huis. Elke aand sê ek vir my seentjies, ek in die bed sit, papa sal julle nooit verlaat nie. Ek kan nie dit aanvaar nie. En ek begin stoei, ek begin na glasboks skop en slaan om hierdie ding te breek, want ek moet nou hierdie storie uitsorteer, ek moet nou terugkom. En die volgende oomblik toe hoor ek net hierdie stem, vra vir my, wie dink jy is ek? En ek besef in my agterkop, dis Jesus, maar ek is nou besig hier man, ek moet hierdie storie uitsorteer, ek slaan, ek skop en probeer die ding breek en te gaan te kere, en ek kry dit reg, en die volgende oomblik kom my asem, daai stem net weer terug. Maar hierdie keer is nie soos die volume van 'n speaker wat harder word, dit is daai krag en daai stem wat toegeneem is, soos van 'n leeubrul, jy voel sommer daai krag in die lug. Wie dink jy is ek? En hierdie keer slaan dit vir my plat op daai boks neer. En ek lê daar en ek sê net, ek weet is Jesus, en hy sê vir my, nee, ek is nie. Ek tog o, krisis. Hy sê vir my, ek is Jesus almagtig. Maar Johan, vir julle beteken dit niks meer nie. Want julle het so gewoond geraak aan my. Julle het so familiêr geraak met my, dat julle praat met my en praat van my, soos julle praat met julle familie en vriende en ek is Jesus almagtig. Sê vir my, Johan, al praat ek met jou, soos ek met Job gepraat, van hom gesê het, dat ek het die mag, ek het die krag in my hande, om die son te laat opkom, te laat sak, ek het die krag, om die branders te laat breek en te sê, waar hulle mag gaan, waar hulle nie verder mag gaan, al sê ek dit vir jou, sal dit jou nie eers move nie, jy het so gewoond geraak aan my. Elke liewe asem waarvoor jy baklei op hierdie oomblik, is geskenk wat ek in my hand het,
om vir jou te gee, of vanaf jou weg te neem? Het ek nou jou aandag? En toe die volgende oomblik, tjoep stil. En toe vind ek vir myself 'n plek waar ons almal, of jy nou glo in Jesus of nie, waar ons almal onsself gaan vind eendag. Ons lees onder andere daarvan Romeine 14 vers 10 tot 12, want daar staan geskryf, so seker is wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal my as God bely. Elkeen van ons sal dus persoonlik voor God verantwoording moet doen. Die een beeld na die ander beeld kom ewe skielik by my verby. Van elke liewe situasie in my lewe waar ek my rug gedraai het op Jesus. Waar ek gedoen het wat ek wil doen. Nooit vir Jesus gevra het om te wandel saam met hom in my gedagtes en my besluite voor ek dit maak nie, soos ek dit wil doen. Een na die ander kom my verby en ek besef, toe ek is nou hier, dat ek nou voor God staan en ek gee 'n account van my lewe waar daar besluit geword, gaan ek hemel of hel toe. En soos daar beelde een na die ander by my verbykom, kry ek hierdie absolute wete oor my. Dis die ding van in die geestelike wêreld, daar's geen twyfel nie. Daar's geen grys areas nie. Dis swart en wit. Absolute duidelikheid. En ek kry hierdie totale oorweldigende wete oor my, dat ek gaan hel toe, nie hemel toe nie. En daar's nou niks wat ek aan kan doen nie. Ek het my kans gehad. En hy bloot. Hoeveel keer het ek so gesit en luister? Maar ek gaan ons vir ewig leef. En toe daai beelde op en verbykom, toe kom Jesus teenwoordig terug en hy sê vir my, Johan, as it is written, if you deny me on earth, I'll deny you before my Father in heaven. Bevestig Jesus vir my dat ek gaan hel toe, nie hemel toe nie. Ek, Johan Koornhof, wat my hele lewe Christen is, wat op die kerkraad gedien het, wie se hele besigheid op goddelike beginsels gebou was, wat vrylik gepraat het vir Jesus, vir mense vertel het van Jesus. En Jesus sê vir my, Johan, julle mis dit heeltemal. Julle idee van die pad hemel toe, mis julle heeltemal. En hy verduidelik toe vir my die pad wat ons moet stap hier op aarde, om seker te maak dat ons by die hemel uitkom. En toe my verduidelik hoe die pad lyk, toe sê vir my, as ek bereid sal wees om die pad so te stap, en as ek bereid sal wees om die woord te verkondig en Christene wakker te maak, sal hy my terugstuur. Maar vat jou tyd voor jy vir my sê ja, want ek sien jou hart. Of jy wil terugkom net by jou vrou en kinders te wees, en of jy werklik waar sal kom om so te leef. En toe ek die tyd vat om myself bewus te maak van wat dit actually beteken, wat hy vra vir my, toe sê ek vir hom ja. En toe Jesus my terugstuur, toe sien ek myself weer lê onder daai groot hoop sand. Maar hierdie keer was daar honderde, duisende mense besig om te grawe, om te help grawe om my uit te kry. En Jesus sê vir my, Johan, kyk. Kyk na almal wat besig is om te bid vir jou. Die krag van gebed. Daardie eindste aand
Toe ek my vrou nog gesels het, kom ons agter, is daai presiese aand gewees toe ek voor Jesus staan. Het was nou net na 3 die oggend gewees, maar 10 uur daai aand, toe my vrou bed toe gaan, toe lê my oudste seentjie, Lucas, hy is nou 9 jaar oud, toe sy 5 jaar oud gewees. Toe hoor sy, maar hy is besig om te lê en gesels in sy bed. En sy dogter, maar jy moet al slaap, Boeta. En sy gaan staan daar by sy deur om te luister waar hy nou praat. Toe lê die mannetjie in sy bed en hy vra vir Jesus om asseblief sy pappa terug te stuur huis toe. Die krag van 'n kind se gebed. Dis nie vanaand die topic waar ons gaan praat nie, maar ek vra vir julle een ding as ouers. Ons het as ouers 'n opdrag gekry van Jesus. Teach your children the way they should go. Dis ons verantwoordelikheid wat hy eendag vir jou gaan vra, hoe daai prentjie gelyk, hoe het jy dit gedoen? Dis 'n opdrag wat ons ontvang het. Hoe lyk daai vir jou? Teach them the way, not tell them, teach them. Hoe lyk dit? Wys vir hulle, met jou voorbeeld. Nie deur vir hulle te sê nie, voorbeeld. So hoe lyk jou lewe? So hoe het ek as hierdie great Christen in die hel geëindig? Waar het ek dit gemis? Want ons word ons groot met hierdie vers in Romeine 10. Wat moet sê, as jy nie glo dat Jesus die Here is en met jou hele hart glo dat God hom uit die dood het opgewek, dan sal jy gered word, dan gaan jy hemel toe. Is dit nie waar nie? En ons hou daaraan vas, né? Soos ek vir jou moet vra, dink jy gaan hemel toe? Het jy al ooit werklik waar gesit? Want hoekom noem jy jouself 'n Christen? Is dit maar tog om eventually by die hemel uit te kom, nie? Nee? Het jy alself vir jouself die vraag afgevra, gaan ek hemel toe? As ek kyk na my lewe. Dink jy nie, dis 'n belangrike vraag om te vra nie? Anders kan ons nou maar huis toe gaan. Want die uiteinde daarvan gaan dieselfde dan wees, is dood. So gaan ek hemel toe. En as jy vir my sê, ja ek gaan, dan vra ek vir jou, hoekom? Mag jy vir my sê, wel ek glo in Jesus. Is dit nie waar nie? Wel, so doen die duiwel. Die duiwel is baie dinge, maar die een ding waarvoor jy die duiwel nie kan beskuldig nie, is dat hy 'n ateïs is. Okay? As daar een ou is wat glo Jesus bestaan, is dit die duiwel. So wat maak dan vir jou anders as die duiwel, as die rede hoekom jy dink jy hemel toe gaan, is dat jy glo in Jesus? Duidelik moet daar iets anders wees. Waar mis ons dit? So hier is die boodskap wat Jesus vir my gegee het. Die boodskap wat Jesus vir my gegee het begin by hierdie een woord, surrender. Nie ons definisie van surrender nie, God se definisie daarvan. Ons is happy om ons lewe te surrender vir Jesus met kondisies. Okay? Totale surrender. Met ander woorde, God sê vir ons, my wil geskied, nie joune nie. Ek is in beheer, nie jy nie. My prentjie vir jou lewe, nie joune nie. Maar ons word mos nou groot. Hier gaan ons deur skool, en ons begin hierdie prentjie in ons kop kry van hoe my lewe eendag moet lyk. Nee? Besluit wat ek gaan swat, en wat ek gaan doen om hierdie prentjie wat ek nou saamgestel het, na te streef en na te jaag. Is dit nie waar nie? Waar in daai paadjie het jy ooit gestop om vir Jesus te vra, wat is u wil vir my lewe?
Nee. Ons jaag ons prentjie na, ons vra vir Jesus om dit net te seën. So dit is 'n pragtige Christelike sousie oor dit. Dis nie surrender nie. Nie volgens wat in die Bybel staan nie. Lê jou lewe neer, vra Jesus vir jou. Dis mos nie 'n verrassing vir julle, ons almal het al gelees in die Bybel, nê? Nee. Maar hier is die uitdaging, ons lees dit en ons sê dit, maar ons leef dit nie. Totale surrender. Want dit is waar die verhouding met Jesus begin. Dis nie jy nooi hom uit in jou lewe in nie. Hy nooi vir jou uit in sy lewe in. Nie andersom nie. Maar daar mis ons die pot heeltemal. Totale surrender. En wanneer jy jou lewe voor hom neerlê in totale surrender, om dan te leef met 'n attitude van obedience. Wat beteken dit? Dis nie 'n tiklysie van ek wat mooi goedjies doen, ek gaan kerk toe, ek gaan na my Bybelstudiegroep toe, ek gee my tiendes, ag ek is nice met mense. Nie daai tiklysie nie. Jesus het gesê, jou werke sal jou nie in die hemel kry nie. 'n attitude van obedience, wat beteken dit? Dis 'n hart, 'n attitude in jou hart. Met daai attitude in jou hart is 'n hart wat smag om elke oomblik van elke dag, smag jy om gehoorsaam te wees aan Jesus. Lewe ons so? Die ding van attitude is so powerful, daar's geen grys areas nie, dis of ja of nee. Dis nie 99% of soos, dis 100% ja of nee. Die klippe roep uit en die reën huil uit vir Jesus. Lewe jy met daai attitude van obedience? Elke oomblik van elke dag. Of gaan jy deur die dag doen wat jy wil doen, en as jy nou gou aandete eet, dan ding gou my gebedjie op, as ek bed toe gaan, lees ek ietsie, en dan sê ek my gebedjie op, maar die res van die dag, los ek vir Jesus daar, en ek doen wat ek wil doen. So ons almal sê ons glo in Jesus, maar ons optrede is heeltemal iets anders. Toe jy daai situasie gehad het met jou vrou, of met jou man, of met jou kind, of met jou kollega by die werk, het jy vir een oomblik gestop, en vir Jesus eers gevra wat sy wil is in die situasie voor jy reageer het. Ek is seker julle het al vandag voor julle hier toe gekom het 'n situasie gehad, of dit met jou kind was, of jou man, of jou vrou, of dalk 'n situasie by die werk wat jy nou al klaar beplan het hoe jy dit môre gaan uitsorteer. Voordat jy gereageer het, jy enigstens na Jesus toe gegaan vir hom gevra, wat is sy wil, hoe jy moet optree hierso, wat jy moet sê.
Dis hoe prakties dit is, mense. Dit is hoe prakties jou wandel saam met Jesus is. Maar ons hou nie daarvan nie. Want nou moet my optrede verander ewe skielik. Nou kan ek nie lewe soos ek wil. Nog 'n ander praktiese manier om maar te kyk. Toe julle groep vrouens nou gaan sit het in hierdie koffiewinkel. En toe bespreek jy nou jou man. As jy nou skinder van jou man saam met die ander girls daarso, bring dit eer aan Jesus, ja of nee? Hallo? Nee. Maar as jy dit doen, wat doen jy? Jy draai jou rug op Jesus. En jy sê vir hom, sit nou gou daarso, ons sal net doen wat ons wil doen. Toe jou vrou nou vergeet het om iets te doen, en jy strip jou, en jy skel en skree op haar, sal dit eer bring in Jesus? Maar dat doen ons dit. En ek noem myself 'n Christen, seriously? Die probleem is, mense, ons het ons prentjie van 'n Christendom. Ons het ons definisie van Christendom. En ons lewe daarmee want dit is gemaklik vir ons. Of die NG Kerk se definisie, of die Baptiste Kerk se definisie, of die AGS Kerk se definisie, of die Charismatiese Kerk se definisie daarvan. Dit beteken niks. Wie se definisie maak saak oor of jy gaan hemel toe gaan of nie? Net Jesus in. Hy het die reëls gemaak, nie ek en jy nie. So dink jy dit is belangrik dat ons moet uitvind hoe sy definisie lyk nie? En dan as dit regtig waar vir jou belangrik is, jou hartsbegeerte is om te wandel saam met hom en dan gevolglik hemel toe te gaan, dan wil ons mos volgens daai definisie leef, is dit nie waar nie? Dan sal ek mos alles wil doen in my lewe om seker te maak ek kan daarby uitkom. God die Vader het dit so eenvoudig gemaak. Hy het vir ons letterlik een opdrag gegee. Toe hy oor Jesus praat, kon hy boekdele gepraat het, nie waar nie? Hy het letterlik een ding gesê. Hier is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, luister na hom. Amen. Luister na hom. Nie doen wat jy wil doen nie, luister na hom. Jesus geskaag sê, my skape hoor my stem, ken my stem, en hulle volg my. Nou as jy nie sy stem kan hoor nie, het jy bietjie van 'n probleem. Want hoe kan jy hom volg? As jy nie sy stem kan hoor of herken nie. Die Bybel is vol waarskuwings wat Jesus vir ons gegee het hieroor. Kom ons kyk gou na 'n paar. Matteus 7 vers 22, hierdie het my uit die veld uit geslaan toe ek in die hospitaal lê en ek begin hierdie lees. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie. Hoor net gou wie praat hier, dis nie Christene nie. Dis high level Christene wat hier praat. Wat in sy naam geprofeteer het, in sy naam hande opgelê het, mense genees het, duiwels uitgedryf het. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, julle wat ongehoorsaam is aan my. Hallo? Oeps. Johannes 15, vers 1 tot 14. Ek is die ware winningstok. Ons het al gehoor, ons ken hierdie stuk, nê? Maar kom ons kyk gou wat staan daar. En my Vader is die boer, elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, hoor net gou wat hy sê, elke loot in my, so dis iemand wat al klaar in Jesus is, wat glo in Jesus,
Maar as jy nie vrug dra nie, gaan ek nie vir jou sê, dis toe maar is okay nie. Ek gaan jou afsny en ek gaan dit verbrand. Hallo? Hoe lyk die vrugte wat jy dra? Die vrugte van die Gees. Dankbaarheid, barmhartigheid, liefde. Ons ken die vrugte van die Gees. Dis waarvan hier gepraat word. Nie vrugte van ek maak geld en ek maak 'n groot besigheid en al daai klas van goeders. Nee. Vrugte. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. As. Wat beteken dit? Daar's kondisies. Jesus se liefde is kondisioneel. As jy jou lewe neerlê en gehoorsaam aan my, dan het jy my lief. Daar's kondisies. Jy al ooit dit besef? Lukas 14, 36, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, vrou en kinders, broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. So kan ons niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Wat beteken hierso? Totale surrender. Kan julle dit sien? My wil geskied vir jou lewe, nie joune nie. Johannes 14, as julle my lief het, weer eens as, daar kom die kondisies weer in. As julle my lief het, bewaar my gebooie. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom 'n woning maak. As. Matteus 22 en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand, met alles wat jy dink, alles wat jy sê, alles wat jy doen, elke oomblik van elke dag, nie net wanneer dit jou pas nie. Maar ons is so vinnig om te doen wat ons wil doen en dan regverdig ons dit. En as dit 'n mooi geestelike sousie oor, laat ons beter te laat voel daaroor. Nee. Gaan vra vir Jesus. Maar wat is die groot probleem wat ons het? Hoekom kan ons dit nie regkry nie? Wat is hierdie klip wat ons laat struikel die hele tyd op hierdie pad? Van totaal oorgee. Wat is daai klip? Beheer. Ons wat so graag in beheer wil wees. Ek wil doen wat ek dink reg is. Ek sal vir jou sê. Jesus, help my huwelik asseblief. Ek vra asseblief dat U vir my vrou net tot haar sinne sal laat kom en verstaan en ek vra in Jesus naam, amen. As sal staan ek op, mag doen ek alles wat ek wil doen. Ek gaan vertel ek vir haar presies wat sy moet doen. Ek het niks oorgegee aan Jesus nie. Al wat ek doen, ek my probleem vir hom gegee. Maar nie my hart nie. Hallo? Ekskuus mans, ek praat nie omdat ek 'n man is, so ek praat van my plek af, maar dit geld vir ons almal. Vrouens ook. Hoe jy jou man hanteer, hoe jy praat van jou man en met jou man. Hoe julle praat met julle kinders. Kinders, hoe julle praat met julle ouers en van julle ouers. As hulle nie daar is nie. Die een ding wat ons so mis in hierdie wêreld, is die mees praktiese, eenvoudigste belofte wat Jesus vir ons gegee het. Wat jy saai, gaan jy maai. Maar ons lewe asof dit nooit gebeur met my nie. Ek kan doen net wat ek wil. Ag, en daar's niks met my gebeur nie. Ek kan vir mense sê wat ek wil, hanteer soos ek wil en dit sal goed gaan met my. Werklik waar? Eer jou vader en jou moeder, laat dit sal goed gaan met jou. Ja, sien. Dis 'n goddelike beginsel, kinders. En ek is nog steeds 'n kind, so eer ek nog steeds vandag my vader en my moeder. Hallo? Hoe hanteer ek my ouers?
Hoe lyk dit, hierdie van in beheer wees, in praktyk, in ons verhouding met Jesus? Want ons sê mos nou ons te verhouding met Jesus, ons almal wat hier so sit, okay? Maar as ek wil in beheer wees, weet jy wat doen ek in daai oomblik? Ek sê vir Jesus, gaan sit gou daarso, ek sal dit hanteer. Ek weet beter as jy, want ek gaan dit doen. Dis wat gebeur. Dit is die waarheid van hoe jy vir Jesus hanteer in daai oomblik wat jy beheer vat. If you deny me on earth, I'll deny you before my Father in heaven. Hoe belangrik word dit nou vir jou, om voordat jy jou mond oopmaak, voordat jy iets doen, om eers op jou knieë neer te val, en sê, Jesus, wat moet ek hier so doen, help my asseblief, want wat ek nou wil doen, gaan nie mooi uitdraai nie. En as jy dan bereid, om te luister wat hy vir jou sê, al is dit nie in lyn met wat jy wil doen nie, daar kom die groot vraag. Want daarin die Jesus sê, sal jy sien of jy lief is vir my of nie. Want in daai oomblik wat ek Jesus so hanteer, haal ek vir hom van die troon af, en ek gaan sit hom op die vloer neer, ek gaan sit vir myself op die troon. Check vir my. Sterkte. Daarom staan daar geskryf in Matteus 16. Jy moet sterf van jouself. Lê jou lewe neer. Want daai sondige wil van jou, want oral wat jy wil in beheer wees, moet jy neerlê voor Jesus. Elke liewe stukkie daarvan. Dit is die pad van heiligwording. Is om elke area wat jy wil probeer in beheer was neer te lê en oor te gee aan Jesus. Dis wat heiligmaking is. Dit is die journey die res van jou lewe. En Jesus se commitment aan jou is om jou heilig te laat word. So naby te kom aan sy beeld as wat jy kan. En al hoe hy dit kan regkry, is om jou bewus te maak van waar jy probeer in beheer wees. Soos wat wanneer jy dan bewus word daarvan, dat jy dan sal neerval voor hom, vergewe my asseblief Jesus, te repent en om te draai en dit op te hou doen, en beheer vir hom te gee in daai situasie. En dis wanneer daai issue in my lewe inkom, wat ek nou sien as 'n issue wat ek nou wil fix, want ek wil mos gelukkige lewe hê, ek wil niks issues in my lewe hê nie. Hallo? Dankie Jesus vir hierdie uitdagings. In this life you will have trials and tribulations, staan daar geskryf, nie you might nie, you will have. Want dis sy commitment in jou is heiligmaking. En dis al hoe dit kan gebeur. Om vir jou bewus te maak van waar jy in beheer is. Sodat jy dit kan neerlê voor hom. So sê dan wanneer 'n issue in jou lewe kom, om daarvan wil ontslae te raak, want dit kom sê Jesus, wys my hart. Hoekom het u dit toegelaat? Want hier is die waarheid. Wanneer jy lewe in totale surrender, in attitude of obedience voor Jesus, kan niks met jou gebeur, tensy Jesus nie toelaat nie. Jesus, hoe amazing is dit? Dis sy commitment aan jou. Niks nie. Die duiwel moet eers toestemming by hom gaan kry. En as hy dit gaan toelaat, gaan dit wees, want hy weet, dit gaan vir jou help, om te sien waar jy nog moet groei, sodat jy nader aan hom kan kom. Maar ons sukkel daarmee. Hoekom? Een ding. Ek is Jesus almagtig. Daar's 'n rede hoekom Jesus vir my gesê het, hy is nie Jesus nie, hy is Jesus almagtig. Want totdat jy nie met jou hele hart en jou hele wese glo, hy is almagtig nie, is dit onmoontlik vir jou om beheer te gee, oor te gee aan Jesus. Gaan jy altyd beheer probeer terugvat? Dit is onmoontlik. Totdat jy nie glo Jesus is wie hy gesê het hy is, dat hy lewendig is, hy is hier en hy is almagtig nie, en hy is in beheer nie,
Is dit onmoontlik vir jou om beheer oor te gee aan hom? Gaan jy altyd opstaan, beheer terugvat? Ek sal dit uitsorteer. Want dis hoe ons groot gemaak is, ek moet dit doen. Ek moet alles uitsorteer, ek moet dit so perform, ek moet, dit is hoe dit verkondig word daar buite. Jesus sê nee, surrender. As die uitwerk is ek wil hê, dan moet ek dit gaan fix. Jesus sê nee, surrender. Surrender. Maar jy kan dit net doen as jy glo, hy is almagtig. So hier lê ek my tyd in die hospitaal in ICU en ek veg vir my lewe, wakker die hele tyd, slaap nie 'n oomblik nie. Op suurstof, veg vir my lewe, wakker, haal asem. Na 9 dae toe sit hulle my in die high care unit in isolasie. Vir 10 en 'n half weke in isolasie gewees in die high care unit. Die eerste aand, hulle met daar sit, tydens die aanddiens, kry ek 'n hoesaanval. Nou is ek op suurstof, ek sukkel en veg vir elke asem, hier kry ek 'n hoesaanval. Nou probeer jy geasemhaal en hoes op dieselfde tyd en jy is nog op suurstof. Yes, panic stations. Ek druk hierdie knoppie, hier is my emergency knoppie, niemand daag op nie. Ek dog toe, o, krisis, hier is moeilikheid, hier sterf ek vanaand. Ek kry myself om te later te val uit die bed uit, kruip haas aan die gang toe, dat ek nie kan skree, help, skree ek uit die gang af, en na so tyd kom so suster Jan, can I help you? Ek dog toe, o, mense, jeugenis. Sy sê, do you want oxygen or medication? Ek dog, you've got to be kidding me. What the fuck? Ek skree vir both, en sy loop al weg en kom nooit weer terug. Hier lê ek daar op die vloer, veg vir my lewe, en Jesus sê vir my, Johan, ek het vir jou gesê, surrender. Hou op om beheer te probeer vat. En in 'n oomblik besef ek. Onthou, as jy 'n waarheid by God gaan kry, gaan hy dit altyd in jou lewe inbring om jou te toets, of daai waarheid in jou hart gaan vestig. En daar het ek my geleentheid gekry. Nou het ek 'n keuse. Gaan ek weer beheer probeer vat en stoei vir my eie lewe, of gaan ek surrender? Nou wat beteken dit? Jesus, as ek vanaand sterf, U wil geskied. Want U is in beheer, nie ek nie. Nog nooit in my lewe het ek so surrender nie. Om te besluit, as hy my lewe wil neem, kan hy dit neem. Maar Jesus, U is almagtig. So as U wil hê dat ek leef, dan sal ek leef. U is in beheer. En ek surrender vir die eerste keer in my lewe totaal en al. En weet jy wat gebeur in daai oomblik? Toe ervaar ek waarna ons almal op soek is. In elke area van ons lewe. Daai vrede wat alle verstand te bowe gaan. Nie ons vrede wat ons het wat situasie gebonde is nie. Ons het vrede tot my situasie verander, dan verloor ek my vrede weer, nê? Hallo? Nee, die vrede wat Jesus van praat, daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, kan jy net vind en ervaar wanneer jy totaal en al jou lewe neerlê voor hom en vir hom beheer gee. Die boodskap vanaand klink swaar, maar hier is die vreugde aan die ander kant, wanneer jy wel daai besluit maak om jou lewe neer te lê en alles oor te gee, sy wil geskied, sy prentjie, en dan te lewe met hierdie attitude van obedience, dan ervaar jy sy liefde, soos wat hy beskryf het, wat jy vry voel, en hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat jy besef, hoe kon ek dit nog nooit gehad het nie? Hoe kan ek ooit anders wil geleef het? Want hierdie plek is waar ek wil wees. Dit is wat Jesus vir ons beloof, maar daar's kondisies. Hulle doen toe 3 aande later, na dit gebeur het, toe daai vrede oor my kom, ewe skielik sit ek daarso, en ek begin net rustig asemhaal. Kry myself weer terug in die bed, 45 minute later kom haar suster aan, hoor sy, ek hoor hier is 'n probleem gewees, kan ek help? Ek sê, "Vader, is alles reg? Moenie worry nie." He's got this. Nee? 3 aande later, toe gaan my hele boelyf in spasma in, voor en agter. Net jy al ooit 'n spasma in jou rug gehad, en jy probeer asemhaal, dit slaan som die lug uit jou longe, jy kan nie eers asemhaal nie. Nou imagine jou hele boelyf in spasma voor en agter. Hierdie keer druk ek daai emergency knoppie. Binne 'n sekonde is daar 6, 7 susters daar by my.
kom my help my hierdie keer. Daai waarheid het nou gevestig in my hart. En toe ek daar sê, die spasmes so slaan, ek kan nie asemhaal, onmiddellik gee ek Jesus, U is in beheer, you've got this. En ewe skielik kom my vrede oor my onmiddellik, en hulle, my hele lyf gaan so van die spasmes, en hulle kan nie glo dat ek so rustig daar sit en asemhaal nie. Hulle dink, hoe gebeur dit? Jesus. Hulle doen die volgende dag, so 3:00 die middag, toe kom hulle agter, maar hier is ietsie lekker met my nie. En kom toe agter, maar my linker long het plat geval, dus kom my hele boellyf so in spasma gegaan het. Nou is ek al op suurstof, sukkel om asem te haal, en my linker long het plat geval, van daai vorige aand af tot nou 3:00 die volgende middag, toe my ek al asem, hulle het al goed ons gebeur dit. Jesus is almagtig. Ja, ek het my vinnig doen 'n prosedure om met drein in te sit, alles uithaal. En na so 2,5 dae toe haal hulle 180 ml vloeistof en bloed uit my longe uit, maar my longe het weer teruggesit hier. Toe kom hulle agter, maar daar's groot fout, en hulle kan op die X-raai sien nie, toe doen hulle CT scan op my longe. En toe kom hulle agter wat aangaan. Wie van julle weet wat pulmonêre fibrose is? Nou, pulmonêre fibrose is soos skaartissue op jou long. Daai deel van jou long kan nie meer funksioneer nie, en geen suurstof kan daar deurkom nie. En hier is die ergste van alles, dis nie geneesbaar nie, en dit versprei. So wanneer jy die kleinste bietjie pulmonêre fibrose op jou longe kry, gee hulle vir jou 3 tot 5 jaar oor om te leef. Dis nie oorleefbaar nie. 3 tot 5 jaar oor om te leef, want dit versprei. Hierdie is 'n CT scan van gesonde longe. Dis mooi, groot en oop, en is donker. Hierdie wit stukkies is net are wat sit in jou longe. So dis hoe dit moet lyk. Hierdie is die CT scan van 'n vrou in Londen, sy's 'n atleet. Sy het COVID gekry, ingegaan, gesukkel om asem te haal. Haar longe is fine, behalwe hierdie stuk hierso, is pulmonêre fibrose. Daai wit stukkie wat jy daar sien, en 'n bietjie hieronder. Na hierdie CT scan geneem is met daai hoeveelheid pulmonêre fibrose in haar longe, 8 ure later is sy oorlede. Hier is my longe. Daar is nie 'n gesonde stukkie, hierdie is lugbabbel in my long, wat gemaak het dat hy plat val. My spesialis kom my man, hy sê vir my, Johan, ons weet nie hoe jy leef nie, want dis medies nie moontlik nie. Ons wag elke sekonde vir hom te sterf, want medies gewys moet daar niks suurstof deur die longe kan kom nie, en jou longe moet nie kan funksioneer nie. Hoe haal jy asem? Jesus. Hier is die groot ding, mense. Wanneer jy 'n uitdaging in jou lewe het, moenie fokus op die uitkoms nie. Die uitkoms is Jesus se verantwoordelikheid. My en jou verantwoordelikheid is surrender en obedience. Die uitkoms is Jesus se. Maar wat doen ons? Ons fokus so op die uitkoms, wat ons wil hê moet gebeur, en ons doen alles wat ons kan doen om dit reg te kry en laat gebeur, né? So wat doen ons? Jesus, gaan sit gou daar asseblief, I've got this. Jy weet nie wat jy doen nie, ek weet. Want ek het my doktersgrade en my hierdie graad en daai graad, en ek weet beter en ek sal dit doen, né? Is dit nie wat gebeur nie? Vir 172 dae is dit die toestand waar my longe was. En toe ewe skielik haal ek beter asem, en ek gaan in vir 'n CT scan, en ek stap in my spesialis se praktyk en hy sit daar en huil. Ek dink toe, o, krisis, hier is probleme. Hy kyk vir my, hy sê vir my, Johan, hy noem my Corrie, hy sê, Corrie, hy sê, is die mooiste wonderwerk wat ek nog in my lewe gesien het. Dis my longe skoon. Die pulmonêre fibrose is weg, dit het nog nooit gebeur in die geskiedenis van medisyne nie. Nee? Jesus is almagtig. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Ek is Jesus almagtig.
En as hy nie my lewe gered het nie, is hy nog steeds almagtig. Maar dan sou ek een ding geweet het hierdie slag. So ek voor hom gaan staan het. En hy sê gesê het, my good and faithful servant. Is dit nie waar ons almal wil wees nie? Is dit nie die sekerheid wat jy in jou hart wil hê nie? Daar is my longe nou. Jesus lewe, mense. Ons sê dit, maar begin dit leef. Laat ons dit sien in jou optrede. Laat jou getuienis en jou optrede dieselfde wees. Want ons getuienis en ons optrede is nie in lyn met mekaar nie. So die een of ander moet verander. Jy kan nie sê jy is lief vir Jesus, jy glo in Jesus, maar dan hanteer jy mense op 'n manier wat glad nie in die vrugte van die Gees is nie. Hallo? Vir wie bluf jy? Nie vir Jesus nie. En die duiwel sê daar lekker. Ja. Love it. So dis wat Jesus my gevra het, gemaak Christene wakker. So daarom bid ek mense en ek vra asseblief, maak julle harte oop om te ontvang die waarheid. Nie wat ek sê nie, wat Jesus sê. Dis sy woord. Hier is die waarheid, dit gaan alles oor Jesus. Nie oor my of jou nie. Dit gaan alles oor Jesus. God die Vader se volle aandag op Jesus. Hy het die volle hele skepping gemaak vir Jesus, deur Jesus en in Jesus. Hier is my geliefde seun en weke welbehaag, luister na hom. Die tweede keer toe hy van Jesus praat, is dit op die berg. Toe hy vir Petrus en Jakobus en Johannes saam opvat soontoe. En weer toe God daar sal kom op berg en hy praat toe, hulle laat mekaar neerlê en neerval, daar sal Jesus, help ons net Jesus asseblief, want die teenwoordigheid van God wat so groot is, God se woorde weeg wees, hy kon enigiets sê, wat sê weer vir hulle? Hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Hou op om so aan te gaan en beheer te probeer neem julle. Want dis wat Jakobus en Johannes, the brothers of thunder, so hulle wil alles net gaan fix en uitsort in hulle krag. Dis kom hulle saam opgevat was soontoe, dat hulle kan besef, hulle is niks. Ek en jy is niks, het gaan nie oor ons nie. Maar in Jesus lê die krag. Nie in my en jou nie, ek het nie, jy het nie, hy het alles. So daai is God se opdrag aan almal vir ons oor sy seun. So hier is die groot vraag wat jy gaan moet antwoord doen aan, wanneer jy eendag voor God die Vader gaan staan waar ek was. Hy gaan vir jou een vraag vra. Wat het jy met my seun gedoen? Was jy gehoorsaam? Het jy jou lewe neergelê voor hom? En daar gaan jy, daar gaan niks daarvan wees, dit is 'n ja of 'n nee. En daar's geen verduidelikings nie. Jy het jou kans nou. So dra die vrug van lewe in Jesus, mense. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug sal dra. Van die Here, sy oë, hoor net gou hierdie vers. Van die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Wat elke oomblik van elke dag smag om gehoorsaam te wees in alles wat ek doen en sê aan Jesus. Die woord is vol daarvan. Hoe mis ons dit? So ek net nou gesê het, mense asseblief, moenie fokus op die uitkoms nie, dis Jesus sin. My vrede laan om te glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Die uitkoms is syne, ongeag die uitkoms. So tyd terug toe sal ek by my spesialis,
Ag, en ek het ook net iets gedoen wat vir hom 'n seën was in sy lewe, en met wat ek nou die voorreg het om te doen in so baie mense se lewe, toe maak hy die comment en hy sê vir my, Corrie, jou tweede kans op die lewe, hou net aan lewe gee. En toe ek daar wegry, toe dink ek aan wat hy gesê het, en ek besef maar, is dit nie wat ons almal moet doen nie? Huh? Julle het nie nodig om deur te gaan wat ek deurgegaan het om 'n tweede kans op die lewe te kry nie, mense. Jou volgende asem wat jy haal, is jou tweede kans op die lewe. Dis 'n geskenk, dis 'n wonderwerk van God af. Jou volgende asem wat jy haal. Hallo. Dis die waarheid. Wat gaan jy maak met jou tweede kans op die lewe? Vir jou om te kan lewe moet jy asem inasem, né? Maar jy hou dit nie daar nie. Jy gaan blou raak in jou gesig. Jy moet dit laat uitkom. En wanneer dit uitkom, gaan jy of lewe gee daarmee, dit wat vir jou lewe gegee het, gaan jy gebruik om of lewe te gee, of lewe te neem. Dit wat jy sê, en dit wat jy doen, gaan of lewe gee, of gaan lewe neem. So Jesus gee vir jou lewe met jou volgende asem wat jy inasem. Wat gaan jy doen daarmee as jy dit uitasem? Met jou tweede kans wat jy gekry het, gaan jy lewe gee? Met hoe jy praat met jou man, jou vrou of jou kinders of jou kollegas by die werk? Elke woord wat uit jou mond uitkom, gaan jy lewe gee daarmee? Of gaan jy lewe neem daarmee? Dis so eenvoudig soos dit is, mense. Laat elke woord wat uit jou mond kom, staan nie Bybel skryf, be for the edification of people. Dis 'n opdrag. Jy gaan 'n account gee daarvoor, vir elke woord en elke optrede. So wat gaan jy vanaand maak en môre doen en die dag daarna en elke dag wat die Here nog vir jou gun op hierdie aarde? Wat gaan jy met daai tweede kans doen? Gaan jy lewe gee daarmee of gaan jy neem? Daai keuse kan net jy maak, maar wat jy saai gaan jy maai en jy gaan verantwoording gee vir God daarvoor eendag. So dis my gebed, mense, vir elkeen vir julle. Jy kan jou lewe verander. Jy kan jou gesinslewe verander. Jy kan ander mense se lewens verander bloot met jou volgende tweede kans op die lewe wat jy het, met wat jy gaan doen en wat jy gaan sê. Maar in my eie krag kan ek dit nie doen nie. So gaan na Jesus toe. Jesus, wat moet ek doen? Wat moet ek sê in hierdie situasie voor ek dit doen? Want in my eie krag gaan ek dit net opneek. En mag daai waarheid saam met jou huis toe gaan vanaand. Mag daai waarheid jou lewe verander, want dit sal dit my lewe verander. En dit doen nog steeds. Jesus almagtig, dankie vir hierdie geleentheid. Jesus, dankie dat U so getrou is aan die woord. Dat U dieselfde is gister, vandag en môre. Dat ons kan staan op die woord waar U gesê het, Jesus, dat wanneer ons lewe voor U neerlê, sal U vir ons lewe gee en lewe in oorvloed, Jesus. En daai lewe in oorvloed is 'n lewe van vrede en vreugde in U, nie van goed nie, maar vrede en vreugde in U en die wete, Jesus, dat ek voor U sal staan eendag en U gaan vir my sê, my getroue kind. En laat ek met daai vrede in my lewe loop, elke oomblik van elke dag, en gee vir ons asseblief die krag en die moed, om in elke oomblik na U toe te draai, Jesus, voordat ons iets sê, en voordat ons iets doen, sodat my getuienis en my optrede in lyn sal val met mekaar, en dat ek geen ruimte sal gee vir die duiwel, om beheer te neem oor my lewe nie. Maar Jesus, dat U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook hier op die aarde. En ek vra dat U vir elkeen wat hier so sit, Jesus, wat nou so bewus geword het van U waarheid en U woord, dat hulle die moed sal hê, om in U woord en U getuienis sal intree, Jesus, by die huis, waar hulle moet gaan vra om vergifnis, dat dit sal gebeur, dat hulle ego sal neerlê,
om in U waarheid in te tree, Jesus, dat ons net ons lewe sal neerlê vir U. Want almal vanaand veilig by die huis sal kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het nie nodig om te weet dat daar vas. Die Here wat ons sê, die Here het ons gegee om ons te sê. En ek begin te sê, Jesus vra dat jy moet so. Dis nie. Ja. Here, dankie dat ons vanaf die saam kan wees en kon luister na hierdie kragtige getuienis wat U deur hierdie broer van ons, Here, gegee het. Here, mag hierdie woorde wat ons vanaf gehoor het, U op doewe oorval. Ja. Maar op vrugbare grond. Mag hierdie Gees ons elkeen vanaf lei. Ons droom, Here, om Jesus te maak, besluit te reageer op dit wat ons vanaf gehoor het. Johan seën hom en sy gesin seën, Here. Ja, Here, hulle diepste hartsbegeertes voorsien. Gee dat hy en sy bediening ook in sy lewe, sy besigheid, sy gesinslewe, elke dag sal ervaar hoe U deel mag in Jesus om vrede gee, alle verstand te en altyd sy opgesondheid, sy kragsigheid, sy dryfkragsigheid, en ek Jesus in. Ek vra dat jy sal staan by ons. Ontvang die seën van die Here. En gaan ek die wete dat die seën is, jy wat sê. Seën jou, beskerm jou. Jy hoor as jy op gebed. Sy vrede. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for